Die Sirofenisiese vrou. Uitgeworpe, nie deel nie, mag nie hier wees nie, mag nie praat nie. Wat het dit met ons studies te doen vandag? Dit het te doen met gebed. Hierdie studie, wat ons hierna gaan kyk oor hierdie Sirofenisiese vrou, is 'n vorm van gebed, wat ons na kan kyk. So hierdie week gaan jy hierdie gedeelte lees en kyk, wat was haar interaksie met God, wat was God se interaksie met haar, Jesus se interaksie met haar, en dit is verskillende vorme van gebed. So lees dit en gaan skryf elkeen neer, van wat het sy gesê, wat het hy gesê, wat het sy gesê, en sê, Here, breek dit vir my oop, hoe kan ek op hierdie maniere bid? Kom ons lees dit, Markus 7 vanaf vers 24 tot 30. En hy, Jesus, het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar Jesus kon nie verborge bly nie. Want 'n vrou wie se dogtertjie onrein gees gehad het, het van Jesus gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. Daar's die eerste gebed. Sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofenisiese van geboorte, en sy het Jesus gevra om die duiwel uit haar dogtertjie uit te dryf. Die tweede gebed. Jesus sê vir haar, Jesus se antwoord, laat eers die kindertjies versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en vir die hondjies te gooi nie. Derde gebed, en sy antwoord en sê vir Jesus, ja Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kindertjies se krummels. Die tweede antwoord, Jesus sê vir haar, terwille van hierdie brood kan jy gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het, en dat haar dogter op die bed lê. Hier vind ons verskillende vorme van gebed. Jesus wou nie gevind word nie, maar tog het hy toegelaat dat sy voor hom neerval. Sy het voor hom neergeval. Sy het nog gesmeek vir genade, hy het gesê hy kan nie. Sy het gesê, maar ek is tog bereid om net die klein krummeltjies te vat en die Here sê daar's genesing. 6 verskillende vorme van gebed. Sien, gebed is nie net een vorm nie. En hierdie week wil ek jy moet stil staan en gaan kyk en sê, Here, baie keer is jy stil, maar ek weet waarom jou te vind. Baie keer gee vir my 'n antwoord wat ek nie van hou nie. Maar Here, ek is tog bereid. En dan die laaste ene, Here, jy gee vir my 'n antwoord waarvan ek nie hou nie, maar dankie dat jy vir my tog die deurbraak gee. Dit is aan Jesus se kant. Aan haar kant, sy het voor hom neergeval, sy het haar verootmoedig. Jesus maak is bereid om selfs die krummeltjies wat val. Wat sal eers die enig wees? Sy vra hom, sy gee haar versoek. En toe, maar ek is bereid om die minste te vat, net vir my deurbraak. Gaan staan stil en gaan kyk hoeveel keer het jy daai gebed al gebid. Jou mees oorwinnendste gebed is, Here, red my. Here, verlos my. Dis die kragtigste, want jy bid dit gewoonlik in desperaatheid. So, gaan kyk na hierdie vrou, so die verskillende vorme van gebed, en as jy dan nog tyd het en jy wil, gaan kyk na haar hartsgesindheid. Hierdie vrou was desperaat, alhoewel sy uit 'n verkeerde nasie uitgekom het. Sy het geweier om op te gee, want haar hart was opreg en sy het geglo. So jy kan selfs by dit stil staan. Maar, gaan kyk na verskillende vorme van gebed, wat jy net hierby vind, die gebed en die antwoord, die gebed en die antwoord, die gebed en die antwoord. En as jy eers gaan besef, jy kan God benader op verskillende maniere, en as die Here vir jou antwoord gee waarvan jy nie hou nie, kan jy vir hom sê, maar Here, jou woord sê hierdie. As jy die woord glo, en kyk, die Here sê, jy sê dan vir die Here, maar die woord sê so, en die Here bly stil. En dan sê jy, maar Here, jou woord sê ook hierdie. Die Here gaan vir jou die skrif laat quoteer, totdat jy die regte skrif vir hom quoteer. Dan gaan hy sê, goed, volgens daardie woord, dit is waar jou antwoord is. So daar is verskillende vorme van gebed.
En hierdie vrou in hierdie tyd, in hierdie gedeelte, wys vir ons, jy hoef nie op te gee en die eerste woord, die eerste belewenis te aanvaar, die toedeur nie. Hou aan, kyk na haar maniere wat sy God benader het, en hoe sy haar oorwinning gekry het. So hierdie week, oefen die verskillende forme van gebed. Oefen dit, beoefen dit, en kyk wat God vir jou gaan doen. Ek seën jou vandag met verskillende forme van gebed. Nie net een nie. Jy kan 'n skietgebedjie opgee. Jy kan gaan in die straat loop en bid. Jy kan bid terwyl jy jou kar ry. Jy kan op jou knieë gaan staan en bid. Maar laat dit in opregtheid wees, om te weet God gaan vir jou deurbraak gee. Ek seën jou met 'n hart wat oop is vir verskillende forme om God te benader. Shalom.